Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir julle ryklik geskenk van God onze Vader, deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 9, waarvan ons vers 1, 2, 5 en 15 sing. Ons prys die Here, hy wat in sy almag sorg, dat sy en ons vyande nie sal seëvier nie. Kom ons doen nou belydenis van ons geloof saam met die kerk van alle eeue. En ons doen dit vanmôre in die woorde van die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, die mense, in ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword, en onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Broeder en suster, kom ons verootmoedig ons nou voor die Here, as ons na sy wet luister, en as ons staan in die helder lig van sy volmaakte wet, en ons ondersoek onsself, terwyl ons daarna luister.
toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou wil ek ook graag hiermee saam lees enkele verse uit 1 Timoteus 6. Maar jy man van God, jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. En ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus. Ons gaan nou sing uit Psalm 24, vers 2 en 3. Die wet maak dit vir ons duidelik, broeder en suster, hoe onrein ons van hart en hande is. Kom, ons neem ons opnuut ons toevlug tot ons Here Jesus Christus, want net sy bloed kan ons reinig, sodat ons tot hom kan nader. Ons sing vers 2 en 3, Psalm 24, en daarna bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons buig vanoggend in nederigheid en in afhanklikheid voor U, die almagtige God, die skepper van hemel en aarde.
Ja, Here, ons besef hoe klein en nietig ons is. Daarom is ons so diep onder die indruk vanoggend van u goedheid vir ons wat ons nie verdien nie. U gee soveel genade aan ons, o Here. As ons terugkyk na hierdie week wat verby is, dan sien ons u versorgende en vertroostende hand in ons lewens. U los ons nooit alleen nie. U laat nie toe dat iemand of iets ons uit die hand ruk nie. En u laat nie toe dat daar enige iets in die hemel of op die aarde is wat ons kan skei van u liefde wat daar in Christus Jesus is nie. Ons dank u Here dat as ons vanmôre voor u staan, dan staan ons as sondaars voor u, maar as verloste sondaars skoon gewas in die bloed van Christus. Anders sou ons nie voor u kon staan nie. Dankie dat u vriendelike aangesig vanoggend op ons laat neerkyk. En dat ons kan weet u is ook vanoggend hier in ons midde. Dat ons u hier kan ontmoet. Dat ons u lof kan sing en tot u kan roep. En ook nou, Here, met verwagting na u woord kan luister. Ja, Here, u woord is rein en onbesmet. Daar is so min dinge in hierdie lewe wat lyk na volmaaktheid. Daar is soveel leuns wat elke dag oral versprei word. Maar u woord is die waarheid. En dit is vir ons 'n geweldige troos en 'n versekering in hierdie onsekere wêreld waarin ons woon. Daarom bid ons Here dat die helder lig van u woord ook vanoggend op ons pad sal val. En dat u ons sal leer en as dit nodig is ook teregwys en ons leiding gee. Ons dank u Here vir die voorreg om as u kinders by mekaar te wees. Ons bid Here dat u sal gee dat ons liefde vir u en vir mekaar onberispelik sal wees. Dat ons mekaar sal vergewe waar dit nodig is. En dat ons ook met mekaar geduld sal hê. En dat u ons saam sal gebruik in u diens. Ons bid dit van u Here in diepe afhanklikheid in die naam van u Seun Jesus Christus alleen. Amen. Broeder en suster, voordat ons na die Here se woord luister, kom ons sing Psalm 89 se 6de vers. Broeder en suster, ons lees vanoggend uit die Here se woord, Genesis hoofstuk 11, vers 1 tot 9. As u Bybels oopmaak, sal u sien dat die vorige hoofstuk, hoofstuk 10, bevat 'n geslagsregister, waarna ek ook later sal verwys. Let net daarop op hierdie stadium. Genesis hoofstuk 11, vers 1 tot 9. En die hele aarde
het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Siniar, en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lijmgrond vir klei. En hulle sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. En die Here sê, daar is hulle nou, een volk en het almal een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So die Here hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Ons lees tot sover. Die teks vir die prediking is vers 5 tot 7. Ek lees net weer vers 7. Kom, laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. Liewe broeder en suster, Psalm 127 vers 1 sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. In Genesis 11 lees ons van so 'n te vergeefse gebouery. Dit was 'n enorme onderneming, maar dit het die mens absoluut nêrens gebring nie, omdat die Here daaraan 'n einde gemaak het. En die rede waarom die Here hierdie onderneming gestop het, is natuurlik alles waaroor dit eintlik hier gaan. Hoekom het hy dit gestop? Hy het dit gedoen omdat die mens die groot fout gemaak het om in hulle ongehoorsaamheid en hulle opstand hom uit hulle planne te laat. Dit het alles oor hulle self gegaan. Hulle wou, soos vers 4 dit baie duidelik sê, vir hulle self 'n naam maak. Let op hoe hierdie entoesiasme opbou. Ons maak stene, ons bou 'n stad, ons bou 'n toring, ons maak 'n naam. En die Here maak 'n einde aan hulle hoogmoed en arrogansie. Maar hy maak nie soos by die sonvloed 'n einde aan die mensdom nie. Dis belangrik om hier daarop te let. Daar is belangrike dinge in hierdie verhaal, broeder en suster, hierdie baie kort maar intense verhaal wat ons leer wie God is, hoe hy met die mens werk en hoe hy die eer van sy naam beskerm. Hy doen dit egter nie net met sy oordeel nie, maar ook met sy genade. En kom ons kyk daarna deur eers te let vanoggend op die dwaasheid van die mensdom, dan die oordeel van God, maar laastens ook hoe hy sy genade betoon in wat hy hier doen ter wille van sy naam. Eerste die dwaasheid van die mens. Na die sonvloed het die ark op die berg Ararat tot rus gekom, en Noag en sy seuns het oos van Ararat versprei, en hulle gaan tuis maak in die gebied wat bekend gestaan het as Siniar, 'n vrugbare vlakte naby die Tigris en die Eufraat riviere, wat later bekend gestaan het as Mesopotamië, en om en by in die omgewing waar Irak vandag is. En die verhaal van die toringbou by Babel is nie baie lank na die sonvloed nie. Soos ons spoedig agterkom, het die sonvloed sondige mense uitgewis, maar nie die mense sondige natuur nie. Ek het verwys na wat in Genesis 10 staan, en dit is belangrik dat ons daarop moet let.
Want in Genesis 10 vind ons 'n lys van die afstammelinge van Noag se seuns. En as ons by Gam se nageslag kom, dan staan daar dat Gam, die vader was van Kus, en Kus was die vader van Nimrod. Nou kan u self die guns doen en 'n bietjie gaan Google en kyk wie was Nimrod. Dit is verstommend watter verhale en legendes daar rondom hierdie figuur ontstaan het deur die tyd en hoeveel video's u daar sal raakloop oor hierdie figuur. En dan word die volgende van Nimrod gesê in vers 8 tot 10. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. En dan luister na hierdie sinnetjie. En die begin van sy ryk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in die land Siniar. Siniar is dieselfde gebied waar die koninkryk van Babylonië, waarna ons net nou weer sal verwys, eeue later tot stand gekom het. En Nimrod sit agter die bou van die eerste Babel. Dis deel van sy ryk, soos dit hier staan. Dis die heel eerste keer in die Bybel dat die woord ryk of koninkryk voorkom. Hy was dus 'n koning. Ook die eerste koning waarvan ons lees in die Bybel. Boonop word hy herhaaldelik die geweldige genoem, die geweldenaar. Dit dui op sy krag en sy vaardigheid en hoe hier dit beskryf word, klink baie dieselfde as die beskrywing van die klomp boosdoeners en geweldenaars voordat Noag die ark gebou het. Sy naam, Nimrod, kom van die semitiese woord wat beteken rebel of rebelleer. Dit beteken dat hy die eerste koning van die Bybel teen die ewige hemelse koning gerebelleer het. Die Here wat die hemel en die aarde geskep het en kort tevore die goddelose mensdom met die sonvloed vernietig het. Nou Nimrod se rol in die bou van die toring self is nie baie duidelik in hierdie gedeelte nie. Dit word nie uitdruklik gesê dat dit hy is wat die mense aangemoedig het met kom, laat ons stene vorm. Kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. Maar hierdie aanmoediging bly egter 'n aanmoediging tot opstand teen God. Want vir wie wil hulle die stad en die toring bou? Dit staan baie duidelik hier, vir ons. Kom ons doen dit vir ons. So hierdie toring simboliseer Nimrod se rebelle koninkryk. En dit simboliseer die ideologie van sy koninkryk. Dis 'n gees van opstand en spiere bult en vuis in die lug steek teen God. Dis 'n gees van selfverheffing. Hulle motto was die duiwelse leuen in Genesis 3 vers 5. Julle sal soos God wees. Die Bybel noem waarskynlik nie Nimrod se naam spesifiek by die toringbou nie, omdat ons hier te doen het nie net met die opstand en die sonde van 'n individu nie, maar die rebellie van die hele mensdom van daardie tyd. En dit het aanvanklik gelyk of die inwoners van Babel 'n heel suksesvolle onderneming aan die gang gehad het. Hulle het met entoesiasme gewerk, met 'n helder en 'n duidelike doel voor oë. Hulle het presies geweet wat hulle wil bereik. Daar was ook samehorigheid tussen hulle. Hulle het saamgestaan, hulle kommunikasie was uitstekend, een taal, duidelike opdragte aan almal wat gebou het. En die mensdom, so lees ons in Genesis 11, het net vir hulle self geleef en gewerk. Hoe verstommend is die sonde van die mensdom so kort na die sonvloed. Dit lyk of dit voor en na die sonvloed maar weer dieselfde situasie is. In twee besondere sondes kom hier na vore. Eerstens die liefde vir lof, as 'n mens dit so kan noem. En tweedens die liefde vir sekuriteit. Eerstens lof en prys vir jouself. Kom ons maak vir ons 'n naam. Ons moet beroemd wees.
En liefde vir sekuriteit en selfbewaring, naamlik om te dink, jy kan jouself veilig hou en jou sekuriteit waarborg deur 'n stad te bou en nie die wêreld in te gaan in die onbekende nie, want daar is dalk te veel risiko. Die mens en die mens alleen. Maar ons weet dat wat die Here doen, hou stand. Wat die mens doen, hou nie stand nie. Die mense wat die toring begin bou het, het stene gebruik. En al was dit gebakte stene, dit hou nie vir ewig nie. Daarin lê ook 'n stukkie simboliek, broeder en suster, want in teenstelling daarmee moet ons onthou dat as die Bybel van die Here se bouwerk praat, is dit baie keer in terme van klip, 'n hoeksteen. Christus die hoeksteen. Hoeveel keer sing ons in die psalms dat die Here ons rots is? Maar hier bak die mensdom stene. Hulle sit dit aan mekaar met 'n soort teer en maak asof dit die ewige koninkryk is wat hulle hier gaan opbou. As ons na die boek Openbaring toe blaai en daar lees hoe die laaste Babel deur God vernietig word, dan word daarnaas vir ons beskrywe hoe lyk die nuwe Jerusalem. Gebou met edelstene en goud. 'n enorme kontras. Die bou van die toring by hierdie eerste Babel was egter nie net 'n kulturele aksie of 'n politiese ding nie. Dit het nie net om die eenheid van die mensdom gegaan nie. Dit was ook 'n godsdienstige aksie. Dit lei 'n mens af uit die feit dat hulle sê dat hulle 'n toring wil bou waarvan die spits tot aan die hemel reik. Argeoloë het later heelwat sulke tipe torings opgegrawe in die gebied. Dit het so intussen die naam gekry van 'n ziggurat. En is almal duidelik by hierdie opgrawings dat al hierdie torings was bedoel vir 'n godsdienstige gebruik. Dit het baie soos 'n piramide gelyk met verskillende lae en wat so gebou is dat jy met 'n trap kon opgaan tot bo. En heel bo, sonder uitsondering, altyd 'n altaar aan die gode. Die oorspronklike betekenis van die woord Babel in die semitiese tale was inderdaad ook die poort van die gode. Opklim na bo, na die hemel. So tipies van die mens wat homself wil verhef. En ook wat sy geestelike oorlewing betref, self dit wil doen. Homself verhef, self verlos. In plaas daarvan om op God se genade te wag, wat hy altyd van bo afstuur. Maar die mens klim op, ek sal self. Verstommend dat dit een van die eerste goed is wat 'n kind sê. 'n Kerkvader het eens opgemerk, die mens doen wat hy kan, die Here doen wat hy wil. Die gees van Babel, broeder en suster, is nog spring lewendig vandag. Dit dryf politici, dit dryf sportmanne en filmsterre, en helaas ook pastore en predikante. Het jy al gehoor hoeveel keer word daar gepraat van 'n mens se legacy? Dis 'n woord wat 'n mens geweldig baie hoor, 'n nalatenskap. Almal wil 'n naam agterlaat as hulle nie meer hier is nie. Asof daar op hierdie aarde onsterflikheid te vind is. Asof daar onsterflikheid aan 'n beroemde lewe kan bly kleef. Dis die gees van Babel. En van die bou van hierdie toring afloop hierdie gees van Babel dwars deur die geskiedenis totdat dit sy toppunt aan die einde van alles gaan bereik. Ja, ons het hier in Genesis 11 die wêreld se eerste Verenigde Nasies. Aan die begin en die einde van die wêreldgeskiedenis staan daar 'n Babel. Agter die eerste Babel staan Nimrod, die geweldenaar, en agter die laaste Babel staan die Antichrist. In Genesis 11 lees ons van die eerste Babel,
In Openbaring 17 en 18 lees ons van die laaste. En ons lees in Openbaring ook van die val en die totale vernietiging van die laaste Babylon as God die goddelose stad wat in opstand teen hom is in sy oordeel vernietig met die asem van sy mond. Daar is in hierdie verhaal van Genesis 11 egter 'n baie interessante speel met woorde. Die mense bou 'n toring opwaarts na die hemel, by 'n plek wat hulle die poort van die gode genoem het, maar sê vers 5, die Here het neergedaal, om die stad en die toring te besien wat die mensdom besig was om te bou. Hierdie uitdrukking word 'n paar keer in die Bybel gebruik om God se besondere betrokkenheid by sy skepping en by die geskiedenis van die mensdom vir ons te beskryf. Ons lees dat hy ook so in die dae van Sodom en Gomorra afgekom het en aanskou het wat die mens in sy goddeloosheid gedoen het. God het nie nodig om iewers heen te gaan nie, want hy is alomteenwoordig. Maar hierdie uitdrukking is 'n menslike manier om in menslike terme van God te praat, om by ons tuis te bring wat die Here hier doen. Hy is soos 'n goddelike bouinspekteur wat kom kyk wat vang die mens hier aan. En hy kan alles sien en hy weet alles, hy weet ook, en dis belangrik, hy weet ook hoekom hulle dit doen. Jy kan niks vir God wegsteek nie, en daar is niks wat iemand kan doen wat die Here verras, of wat hom onkant vang nie. En as jy volhard in jou opstand in rebellie teen hom, sal hy jou ook in sy oordeel stop. Daarom is die afkom van die Here in die eerste plek ook 'n daad van oordeel. Vers 5 sê dat hy neerdaal om die stad en die toring te bekyk, die toring waaraan die mensekinders gebou het. Dit is 'n belangrike uitdrukking hierdie. Mensekinders, of letterlik seuns van die aarde, seuns van Adam. Hulle is nie klein goetjies nie. Hulle werk is en bly net mensewerk, kinders van hierdie aarde. Die uitdrukking dat die Here neerdaal word is ook gebruik as 'n manier om sy hemelse majesteit te kontrasteer met die mense lae, nietige geskarrel hier op die aarde. Ons het dit in die psalms gesien wat ons gesing het voor die erediens. In Jesaja 40 lees ons, en is so van toepassing hier, hy, God, sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is so springkane voor hom. Hy span die hemele uit soos 'n dun doek, en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Dit maak nie saak hoe hoog of hoe indrukwekkend die mensekinders hulle toring bou nie. Dit maak ook nie saak hoe hoog hulle eie werk op beskou nie. God is oneindig hoër as die mens se doen en late. Hy daal neer na hulle klein gewoel en hy stop die bouery nog voor dit klaar is. Van Nimrod tot by Nebukadneser, die koning van Babel later, en Belsasar en Kores, tot by Hitler, en ek gaan my daarvan weerhou om moderne name te noem. Dwars deur die geskiedenis het die Here gewys dat dit jou niks in die sak bring deur jou eie goddelose koninkryk sonder hom te probeer bou nie. Die Here Jesus het nie verniet gesê dat hy wat homself verhoog verneder sal word nie. Hy, die Almagtige, verander die mense goed deurdagte planne en vernuftige werk verander hy in chaos en verval. Die einste ding wat hulle met hulle harde werk wou verhoed, word onder die kragtige hand van God juis dit wat hulle oorval. Hulle spat uit mekaar soos hy aanvanklik gesê het hulle moet doen, hulle met die hele aarde vul. Hoeveel keer in die geskiedenis het die Here nie al die mense onderneming gestop met 'n klein virus, 'n aardbewing, 'n belangrike leiers wat 'n hartaanval kry nie, 'n haalstorm. Hy het dit nog altyd gedoen en ons lees dat hy dit aan die einde van die tye, soos ons gemeld het, met die asem van sy mond sal doen. Hy het nog nooit die mensdom toegelaat om 'n permanente sosiale orde in opstand en rebellie teen hom te vestig nie. Dit het altyd in verwarring
geëindig. Babel word die simbool van die mense opstand, maar ook die simbool van God se oordeel. Hy handhaaf self die eer en die verhewenheid van sy heilige naam in die oordeel wat hy bring. Selfs Juda, sy eie volk, het dit agtergekom toe die koning van Babel hulle eeue later gevange geneem en weggevoer het toe hulle in opstand teen die Here gekom het. Hoe ironies dat die Here sy volk uit die beloofde land terugvat Siniar toe, daar waar die toring eens gestaan het, na Babel, daar waar hy die volke uitmekaar gejaag het. Toe Nebukadneser van Babylonië hulle weggevoer het, het hy ook later gekom en die skatte van die tempel weggevoer, en dit gaan sit in die tempel van die God wat hy aanbid het. Alles deel van God se oordeel oor sy volk wat sy verbond verbreek het. Maar Juda se ballingskap was meer as net God se manier om hulle te straf. Dit was ook sy manier om hulle te leer. Hy neem hulle binne in Babel in, sodat hulle kan sien van binne af hoe leeg en sinloos is so 'n soort van samelewing. Hy laat sy volk ook beleef hoe Nebukadneser vir hom 'n naam wil maak. Hy wat 'n reuse goue standbeeld opgerig het as simbool van sy glorie en sy krag, en hy dwing almal om daarvoor te buig. In Daniël 4 lees ons, die koning het aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Selfverheffing. En ons weet hoe die Here vir Nebukadneser verneder het, en hoe die Perse uiteindelik sy ryk oorgeneem het. Maar laastens, broeder en suster, hier is ook 'n groot stuk genade hierin, waarin die Here sy naam stand doen. Die sondige natuur van die mens trek hom altyd af tot in die verdoemenis, as God dit nie keer nie. Tussen Genesis 1 en 11 is daar vir ons 4 groot gebeurtenisse aangeteken, die skepping, die sondeval, die sonvloed en die toringbou. En by elkeen van hierdie groot gebeure word vertel van die ongehoorsaamheid van die mens en God se oordeel oor hulle sonde, maar ook elke keer weer van God se genade, want elke keer maak hy weer 'n nuwe begin. Adam en Eva sondig, maar hy trek vir hulle klere aan en hy beloof die verlosser. Kain vermoor vir Abel en hy laat Set gebore word om die lyn vorentoe te vat waaruit die verlosser gebore moet word wat hy beloof het. In Noag se tyd word die mensdom korrup en die Here vernietig die hele aarde deur vloedwater, maar hy red vir Noag en sy gesin om 'n nuwe begin te maak. En dit wat hy hier by Babel doen, is ook om toekomstige elende te voorkom. Die eenheid onder die mensdom sou vir hulle 'n valse sin van mag gegee het en hulle tot groter rebellie tot God geneem het. Waar sou dit geëindig het as God dit nie gestop het nie? As hy dit nie gedoen het nie, sou die mens homself in elk geval een of ander tyd totaal vernietig het. Want dit wat die mens gewoonlik doen as hy mag opbou, eindig altyd in die grootste ramp vir die mensdom. Want Nimrod sou uiteindelik as 'n diktator en 'n tiran op sy troon gesit het en ordelike en vredevolle bestaan vir die mensdom, veral vir individue, totaal onmoontlik gemaak het. Totale chaos sou heers. Deur hulle uitmekaar te dryf het God ook genadiglik hulle lewens gespaar. Hy het nie vernietig nie, gespaar en hulle die geleentheid gegee om terug te keer na hom toe. Die verstrooiing van die mensdom het egter ook 'n ander heerlike uitkoms gehad. Blaai gerus verder as jy die eerste deel van Genesis 11 gelees het, dan jy sien uit die verstrooides gaan die Here en hy roep vir Abraham uit Ur en lei hom na Kanaan om daar vir hom 'n volk tot stand te kom. Dan luister wat sê die Here vir hom. Dis aangrypend.
in Genesis 12 vers 19. Ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seun, en dan luister wat sê die Here, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. As die mens self vir hom 'n naam wil maak, dan eindig dit in totale chaos. As God vir jou naam maak, is dit 'n heerlike seën, want hy gebruik jou in sy diens. So anders as die mense by Babel, wat vir hulle self 'n naam wou maak. En wat 'n seën het daar nie uit Abraham gekom nie. Uit sy nageslag is die verlosser gebore, hy die beloofde Messias, het afgekom uit die hemelse heerlikheid. Nie om 'n Nimrod te wees nie, maar 'n lam wat geslag moet word. Nie om 'n diktator of 'n tiran te wees nie, maar een wie se juk sag is en wie se las lig is. Een wat vrede gebring het, deurdat hy deur die werk van sy gees die harte van harde rebelle verander. By Babel het mens probeer opstyg en hulle taal is verwar. Nou lees ons wonderlik in Handelinge 2 van Pinkster. Daar het die Heilige Gees neergedaal in 'n unieke gebruik van verskillende tale van volke vir ons gewys dat die een evangelie, die een en die enigste evangelie vir almal, vir alle volke en tale bedoel is. Want die hoop van die wêreld lê nie in 'n valse kulturele en 'n politieke samehorigheid soos die duiwel dit bewerk nie, maar in die eenheid van die geloof in die Here Jesus Christus wat deur die Heilige Gees bewerk word. By Babel wou die mensdom vir hulle self 'n naam maak. Luister wat sê Petrus op Pinksterdag vir die mensdom. Hy sê en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Die hoogste vorm van lofprysing wat daar is, broeder en suster, is Psalm 145. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid wil ek verhef vir ewig en altyd. Dis waar die mens moet wees, nie om vir homself 'n naam te probeer maak nie. By Babel was die uitmekaar spat van die mensdom 'n oordeelsdaad van God. Het is wonderbaarlik dat by die Pinksterdag sien mense weer uitmekaar die wêreld in waar hulle oral vandaan gekom het na die uitstorting van die Heilige Gees. Maar daar is dit nie 'n uitmekaar spat nie. Dis 'n uitmekaar gaan as 'n sendingveldtog. Julle sal my getuie wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot in die uiteindes van die aarde. Broeder en suster, die Here roep ons op, as ons hierdie ou kort verhaaltjie lees, is maar 'n paar verse, dat ons oë moet oophou vir die gees van Babel rondom ons in die volkere wêreld. Die nuus die afgelope paar dae het ons weer onder die indruk gebring van volke wat val en opstaan. Daardie gees is springlewendig en hy sal springlewendig bly tot die einde, tot die Here dit finaal vernietig. Maar ons moet onsself ook ondersoek en vir onsself die vraag vra, waarop bou ons lewens en bou ons dwars deur ons lewe? Hoekom leef en werk ek? God se wil vir jou lewe is nie dat jy jou eie vreugde moet najag of om jou eie eer en lof te soek nie, nie om jou eie koninkryk te bou of jou naam te bevestig nie, maar om jou vreugde in hom te vind en in gehoorsaamheid tot sy eer te leef. As ons huis op rots gebou is en as ons dit bou vir hom wat vir ons die lewe gegee, dan sal dit bly staan. Die Here sê dit. Maar as ons bou net vir onsself en ons bou net met goed wat vergaan, is daar geen hoop op die toekoms nie. Want die Here sal dit eendag tot niet maak. En hoe meer ons in nederigheid en afhanklikheid van die Here lewe, hoe meer sal ons ook as Christene geestelik groei. Ons moet seker maak dat ons hoop gevestig is en gevestig bly, nie op ons eie vermoëns nie, maar op die kruis van Christus en dit wat hy daar in ons plek gedoen het. Daar het God se oordeel en genade ook by mekaar gekom.
Die oordeel wat ons moes tref, het op hom gekom. En so is genade bewys aan elkeen wat glo. Toe Christus sy werk voltooi het, het hy triomfantlik opgevaar na die hemel, waar hy in die koninkryk aan die regterhand van die Vader sit, waarvandaan hy sal kom, het ons bely vanoggend weer, om te oordeel. Dan sal hy sy skape bymekaar maak, om by hom te wees vir ewig, maar hy gaan van die bokke sê, gaan weg van my af. Want dan is die tyd van genade verby. Amen. Kom ons dank. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir U goedheid en U liefde oor ons wat so dikwels in opstand teen U kom. Here, vergewe ons tog, dat ons soms probeer om self ons koninkryk te bou, self vir ons 'n naam te maak, selfs heimlik te wonder of iemand ons ooit sal onthou. Here, laat ons vertrou op die naam wat gegee is, die enigste naam wat gegee is waardeur ons gered kan word, ons Here Jesus Christus. En gee dat ons so sal leef dat U naam geëer word elke dag in ons lewens. Hemelse Vader, ons bid vir 'n wêreld wat so in opstand teen U is. Dit word so duidelik in hoeveel lande daar Christene is wat elke dag in vrees en in bewering leef, omdat hulle doelbewus en doelmatig vervolg en doodgemaak word. Ons sien hoeveel koninkryke daar reis, waar die vuis in die lug teen U opgesteek word. Ons dink ook vanoggend, Here, aan die oorlog in die Midde-Ooste wat die afgelope paar dae weer opgevlam het. Ons weet, Here, dat dit wat daar gebeur nie net invloed het op die geskiedenis van die hele wêreld nie, en op die finansiële markte nie, maar ons weet daar ook familielede is van baie van ons wat in daardie omgewing werk en woon. Ons bid dat U in U goedheid, U wat alles bepaal en alles hulle koers laat loop soos U dit wil, ook in die goedheid aan hulle sal dink. Ons vra U seën en genade, Here, op alles wat ons doen in hierdie week wat voorlê. Gebruik ons tog in U diens. Ons dankie vir die gawes wat U gee ook in 'n gemeente, sodat ons as 'n liggaam kan funksioneer. Seën daarom die werk van ons ouderlinge en diakens en ons predikant. En gee tog, Here, dat ons altyd sal vra, wat wil U hê, Here, moet ek doen? Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen. In God is al my heil, my eer, my sterke rots en teeweer. God is my toevlug in die lewe. Vertrou op hom, o volk in smart, stot voor hom uit jul hele hart. God is 'n skuilplek hoog verhewe, maar hoe nietig is die mense kind, ook hy wat roem en aansien vind, dis enkel waan 'n skim verskyning. Saam in die weegskaal opgeweeg is hulle niks nie, nietig, leeg, 'n môrewolk in sy verdwyning. Vers 5 en 6, Psalm 62.
julle harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.